En vanoggend is dit vir my 'n voorreg om vir Jonna in die woord te sit. En ek kan nou nie sê dis my kort vriend nie, maar dis my diep vriend. Dankie Sarah. Dis ons tyd. Kom ons bid saam. Kom ons bid saam. Liefdevolle Hemelse Vader, Abba Vader, ons koning. Dankie dat ons in die wonderlike naam van Jesus Christus na U toe kan kom, Vader. Dankie Here dat ons die varse reuk van die natuur in ons neuse kan hê. Here, dankie vir alles op hierdie oomblik in ons en om ons. Dankie Here vir lewe. Dankie vir geleenthede. Dankie vir mense. Dankie vir kleure en geure. Dankie vir U diepe liefde. Diepe liefde vir ons. En Here, ek kom nou in. Ek plaas myself voor U, Here, dat dit wat in my hart is, my Vader, en dit wat uit my mond uitkom, aanvaarbaar is vir U heilige troon, my Vader. En dat dit die mense stig, die mense vrymaak, die mense krag gee, en die mense doel. In Jesus Christus, ons Here se naam. Amen. 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 Goeiemôre almal, is lekker. Ek het verslag 'n bril op, laat ek julle net mooi kan sien. Anders lyk julle soos 'n klomp dooie snoeke hier van bo af. Hoor julle? Die komitee het my 3,5 ure gegee, maar ek beloof om in 4 ure klaar te maak. Hoor julle? Meisiekind, jy gaan 'n tent kry daar waar jy nou sit, hoor jy? So jy sal met 'n bietjie goetertjies aansmeer, want hierdie oom gaan 'n bietjie loop vandag. Maar moet nou nie dink ek maak 'n grap nie, oom. Maar is 'n wonderlike voorreg. Ek sê nie die eerste keer nie, maar dit is lekker om as 'n Vrystater hier te staan. Hulle noem my die Namakolaner Vrystater. Want die Vrystaat het my huis geraak, die Vrystaatse mense het my mense geraak. En in diensbaarheid vir God vat hy jou oral heen. Maar ek het lief geraak vir die Vrystaat. Jy moet ook lief wees vir die Vrystaat. Hoor julle? Wees lief vir die Vrystaat. Dis joune. Jy moet na hom kyk. En dis vir my baie lekker om vanoggend hier by julle te wees. En almal dink altyd dit is so 'n gloriepad as jy kom en jy moet die verantwoordelikheid hê om 'n Sondagoggenddiens met ons vrouens en ons kinders en ons mans te deel. En ek staan vandag voor julle om te sê die pad is nie altyd maklik nie. Ek verstaan. Die pad is moeilik. Gistermiddag het my gesondheid so bietjie ingegee, maar my boetas het my toegemaak. Ek onthou hoe hulle hande om my gelê en hoe hulle vir my gebid het. En ek het self vir die Here gesê, Here, ek verstaan nie nou lekker nie, maar ek sal lê. En vanoggend 2:30 toe sê hy vir my, staan op. Rise. Staan op. Staan op. En toe ek opstaan, toe voel ek, hier kom die lewe terug. En so dis vir my vandag baie spesiaal om hier by julle te wees. Oom Angus, ons noem hom Dad Angus. Baie mense sal sê, moenie 'n afgod van 'n man maak nie. Ons maak nie 'n afgod nie. Ons maak 'n God van die man wat Angus Bakken dien. Die lewende God, Jesus Christus. Want dit het 'n Engelsman gevat om 'n boerseun te vertel, hoe lyk die liefde van 'n vader? En my getuienis is van swaar kry, alleen groot word, alleen ma, alleen kind, swaar kry. Die stelsel het my gedrop. Ons dink, ons maak ons kinders groot vir 'n stelsel, en gee hulle dan vir die stelsel, en wanneer hulle hom vir ons teruggee, dan kry ons 'n rebel. Die Here het nie gesê hoe dit moet werk nie.
Hy het gesê, laat elke man die koning, die priester en die profeet van sy huis sal wees. Dis God se woord. Hy het nie gesê 'n government of 'n skool of 'n kerk moet dit raak nie. Hy het gesê, papa, jy moet opstaan, jy moet die koning, jy moet die profeet, en jy moet die priester van jou huis wees. Vir te lank het ons die sisteme oorgelaat, en in hy sisteme kruip daar duiwels weg. Ons kyk vandag na ons land, en ons raak bang. Ons word oorweldig met vrees. Ons weet nie wat gaan môre gebeur nie. In my getuienis het die Here my uit 'n diep put van dwelmverslawing, van drankverslawing kom haal en hy het my opgerig. Sê Johnny, hoe die Here jou opgerig? Die Here rig jou op met sy liefde. Liefde is die grootste krag wat ons besit. God noem homself, ek is liefde. In Sotho sê hulle, ek is Lerato. Hy is Lerato. God sê, hy gee homself een naam. Hy sê, ek is Lerato. Ek is liefde. Maar wanneer ons onder ons mense begin praat oor liefde, het liefde 'n partydige saak geraak. Liefde het 'n afgewaterde, tweedehandse Februarie maand chocolates en rose saak geraak. Liefde het 'n saak geraak van gevoelendheid, van die emosies. En wanneer ons praat met ons manne en ons sê vir hom, wat is die definisie van jou liefde, my vriend? Want jy sien, vandag het ek 'n kort tydjie, en mag die Here se woord diep val vandag. Want jy sien, die woord van God moet eers diep val in my. Hy moet eers deurboor, daai swaard moet eers sny in my, voordat die woord uit my mond uit kan kom, sodat daai woord kan sny na die diepste plek toe binne in jou. Die woord wat ek vandag bring, is nie 'n goedkoop woord nie. Dis nie 'n preek wat van 'n shelf afgehaal word nie. Dis 'n woord wat vir hierdie groep mense vir vandag bestem is. En ek sê dankie Here, want die woord sal lewe bring. Ek wil vir julle lees uit die woord van God. En ek gaan uit Galasiërs 3 lees en 4 in kort stukke. En ek gaan nie die moeite doen om dit op die skerms te gooi nie. En ek gaan net die woord lees soos wat hy staan, en dan sal ek daarvan vanaf uitgaan. Galasiërs 3 vers 11 sê, en dat niemand deur die wet by God geregverdig word nie. Niemand. Niemand kan deur die wet by God regverdig word nie. Dis duidelik, dubbelpunt. Maar die wet is nie uit die geloof nie. Maar die mens wat hierdie dinge doen, sal daardeur lewe. Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet, deur vir ons 'n vloek te word. Wag, ek herhaal dit weer. Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet, deur vir ons 'n vloek te word. Want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat aan 'n hout hang. Sodat die seun van Abraham na die heidene kan kom in Christus Jesus, en dat ons die belofte van die Gees deur die geloof kan ontvang. Ek lees verder, en hy sê, vers 26, Galasiërs 3 vers 26, maar nou dat die geloof gekom het, is ons nie meer onder 'n tugmeester nie. Want julle is almal kinders van God deur die geloof in Christus Jesus.
Want julle almal wat in Christus gedoop is, het julle met Christus beklee. Daar is nie meer Jood of Griek, Zulu, Xhosa, Sotho, Afrikaner, Engelsman. Daar is nie meer 'n slaaf of 'n vryman nie. Daar is nie meer vrou of man nie. Want julle is almal een in Christus Jesus. Laaste vers wat ek wil met julle deel, Galasiërs 4 vers 5. Om die wat onder die wet was, los te koop, sodat ons die aanneming tot kinders van God kan ontvang. En omdat julle kinders is, het God die Gees van sy Seun in julle harte uitgestuur. En dit roep, Abba, 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 Vader. Mag die woord van die Here vandag ons stig. Ek wil 'n persoonlike getuienis deel van een van die wonderbaarste oomblikke van my lewe. Hier sit jong manne vandag hierso wat uitkyk en opkyk na ons manne. Hier sit vrouens vandag wat hulle toekoms gebou het op my en jou belofte as man. En as 'n sekere tyd, wanneer die uiterlike jou kan dra, maar dan vervaag die uiterlike. Dan kom die maskers af. En dan gaan staan ons nakend teenoor mekaar. Ons huwelike kry swaar, omdat mans maskers dra. Jy's 'n undercover getroude man. Jy's 'n undercover Christen. Jy's 'n undercover kerkganger. Maar wanneer jy by die ander mense kom, dan sit jy 'n ander masker op. En daai masker, hy het 'n gees. Daai masker wat jy opsit, dis 'n geestelike identiteit wat hou vas het op jou. Hy maak jou 'n slaaf. Ek en my vroutjie is getroud die 30ste Augustus 2008. 20:04 die middag het sy gesê ja. En toe sê ja, toe stoot ek haar ring, papa. Want ek is bang sy change her mind. Ek vra partykeer vir die manne, wanneer is jy verloof geraak? Nee, Jonnie, ek dink daar is jy al klaar in die moeilikheid. Daar dop jy die toets al klaar. Jy sien, ons moet onsself skool. Die Here vat ons terug na die mylpale toe in die woord. Hy vat jou terug na die oorwinning toe. Hy vat jou terug om jou te herinner. Die boek van die lewe is 'n boek wat 'n herinnering is van God se ewige, relentless, nie opgewende, onvoorwaardelike liefde. En die Zulu sê, "Noma kanjani." No matter what. Hy het ons lief, man. En hy sit bakens op, dat elke keer, as jy by die 5 vyande uitkom van ons samelewing, hy's my vyand, hy's jou vyand, hy's enige man of enige kind wat hier is, se vyand. My kinders luister mooi, wat is die 5 vyande? Die eerste vyand se naam is vrees. Ek is bang. Nee, Johnny, ek is bevrees, my man. Jou bevreesdheid, ja, jou man weg. Ek is bevrees die middieprys. Ek is bevrees. O, ek is bevrees. Julle praat die government mors dood met julle monde.
God het my tot stilstand geruk nou die dag. En hy sê, staan op, rise. Ek sê, ja Here. Hy sê, bid vir die vrou. Ek sit voor die televisie, die oudspeaker van die parlement is toegesluit vir korrupsie. Hy staan in Pretoria se hof. Daar's niemand van haar keiders is by haar nie. En die hele land sê lekker, lekker, lekker. En ek ook. Maar sy is 'n ma, sy is 'n ouma, sy is 'n gogo. Daar's mense wat lewe van daai vrou af. En die Here sê, wees jy die eerste een wat vir haar bid. En ek buig my knie voor die televisie en ek bid vir 'n vrou. Van die liefde ken nie 'n grens nie. Die liefde droog nie op nie. Die liefde dra nie die een dag die een masker en die volgende dag die volgende. Die liefde glo, hoop en bedek alles. Nomakanjan. Dis daai liefde. Dis daai liefde. Maar 'n man verstaan hom nie altyd nie. Jy moet eers jou gat sien voordat jy God sien. Nee manne. As julle saam met my, steek jou hand op as jy eers jou gat gesien het voordat jy God. Sien julle, vrouens, asseblief, julle saam met my. Julle kan my almal 'n kollekte opneem vir wat ek nou gaan sê. Net 'n grappie. So is ek en Jominkie getroud. Die eerste vleeslike tyd, ons kan nie sonder mekaar, ja, asem ruik nooit sleg nie. Dit ruik lekker. Haar parfuum, ek weet eers wat sy naam is, maar ek ruik hom op die kussing, ek spuit hom oral. Gebruik sy mens om my kar klaar gewas het, om spuit ek hy parfuumpie op, totdat sy vir my gesê het, weet jy hoeveel het jy nou uitgespuit? Dis Narcisio Rodriguez. Dis 'n duur parfuum. En toe kom ek agter, wat kos hy parfuum toe, ek moes self betaal. Weet jy hoeveel kos jou vrou se parfuum? Weet jy wat sy dra? Weet julle hoekom dra sy dit? Waar het sy verlief geraak? Ken jy vrese? Ken jy hart? Het jy al oopgemaak? Het jy al wonderbil geraak? Het jy al jou gesig in haar boesem ingesit en gehuil soos 'n babietjie? Weet sy jou slegste punt? En so gaan ons ook. Ons is albei bekeerd. Ons het 'n ticket to heaven. En dit gaan goed. Jong, Johnny Lou hardloop. Dis TV en dis radio en die mense gooi hamburgers en vlaggies en popcorn waar ek gaan. Ek raak arrogant. Wat jy sien, die tweede grootste vyand is trots. Hy kom kruip in. Hy maak jou arrogant. Hy maak jou ore toe. En hy maak jou hard. En so hardop ek. En dit gaan goed. Ek koop by Hyundai 'n nuwe kar. My eerste, kar van die jaar. Ek is so windgat, manne. Verstaan jy? Ek is so windgat. Getinte vensters. Double overhead, triple dipstick battery caps. Hy kar is gesplit, my broer. Hy's duidelik. En eendag as ek weer aan die Kaap en ek ry daar by Hyundai in en ek stop daar en die verkoopsmanne sien jou ver kom want jy lyk soos jy lyk lus, verstaan jy? Jy lyk sommer lus. Hulle sien jy's 'n target man. Soos wat vrees jou 'n target maak en wat trots jou 'n target maak. Dit staan op jou gesig as jy lus is. En ek loop in en hier kom 'n man by my sê vir my, Johnny, I've got a deal for you. Ek het 'n deal vir jou. Ek sê, wat's 'n deal?
Hy sê, man, hy nuwe Veloster 3-deur turbo karretjie is uit en hy's goudgeel, kom kyk hom gou. En julle weet, dames, daar's iets wat jy nie uit 'n man uit kan vat nie. Hy speel, hy lus. Julle trou ons, soos hierdie stallions met die hare wat so hardloop in die wind. Maar dan vat julle ons en dan maak julle vir ons hokdonkies. En dan sê julle, waar is die passie? En waar is die hare? So as daar nou min gevoel is wat jou nou kan opstig as 'n man, dan kan 'n ou geel turbo sportkarretjie, hy kan dit doen, my sussie, hoor jy? O jete, nog nooit ek het 'n rooietjie gehad, ek het 'n groenetjie gehad, ek het hom Mamba genoem. Maar ek het nog nie 'n geel karretjie gehad nie, en ek wil 'n geel 3-deur karretjie hê, en ek wil hom hê. En die ou sit ook sommer daar, jong, dis mos die beste deal. Elke keer as jou man 'n kar koop, hy gaan vir jou lieg. Dis die beste deal in suid van Sahara, maar hulle het hom ingedoen. Dis die beste deal in 'n koopie karretjie. En hulle doen ek sommer vinnig. Jy weet daai 4 ure in en uit geregistreer assuransie, alles lekker met 'n lekker ryk dingetjie en 'n ekstra tank petrol. Jy is happy, ek ry huis toe. Maar ek het een ding nie gedoen nie. Ek het nie my vrou in hy saak geken nie. So stop ek by die huis. En ons bediende kom uit en sy sê, meneer, wat is dit, meneer? En my vrou kom stap in en toe sy die kar sien. Toe sien ek, sy gaan van die welkome, liefdevolle vrou, gaan sy dadelik in begrafnismode in. Julle almal van julle wat hier sit, julle weet hoe lyk hy begrafnismode. En toe sê sy, is jy mal? En ek sê, nee, vroukie, ek wil jou net, sy sê, wat? 'n geel kar met 3 deure, met 'n laaddakkie wat jou panniers kan inpas nie. Sy sê, waar gaan ek in die honde inklim? Sy sê, ek wil nie met jou praat nie. Sy sê, vat die bediende weg, ek wil nie met jou praat nie. Daar blaas sy my hele ballon af. My hele anticipation word afgeblaas. Ek klim in die geel karretjie, gaan lei ons bediende af. Ek kom ry terug en toe kry ek 'n dirasie by die huis. Dis so 'n stilte, oogrollende. Hartstap. Hoekom stap julle vrouens so hard as julle kwaad is? Julle sit die sleutels hard neer en maak die mikrogolf oond hard toe. Die yskas is hard, alles word hard gedoen. En toe opeindelik lees hy daar op die bed en ek kruip nader soos 'n hond. Jy weet, wat vet gesteel is. Daai wat jou sterkie so maak en jy kom so stadig in, jy weet nie hoe om in die kamer. Ek het eers so op die kant van die bed begin en stadig nader geskuif en ek sê vir haar, kan ek met jou praat? Sy sê, ek is nie lus om met jou te praat nie. Jy stel my teleur. Ek weet ek is 'n teleurstelling en die leuns kom op my en ek weet ek is verkeerd. En later skuif ek nader, ek sê, mamma, ek wil net vir jou sê, ek is jammer. Ek het nou die fout gemaak. Die karretjie is nou gekoop, is 'n done deal. En ek laat my toe om nou maar 'n bietjie die ou geel karretjie te ry. Dat ek nou net my liste uitkry. En so kom die naweek en ek en Zomin gaan nou die geel karretjie vier met 'n ete. Ons ry na 'n restaurant toe. Ons sit by die restaurant en ek sien my vrou is nog bitter. Die karbesigheid het sy nog nie gelos. Jy sien 'n vrou, sy sleep 'n meelsteen in 'n gedigte rond, papa. Dis vir jou al lankal afgehandel. Maar die vrou het nie vrede nie. God het haar gemaak vir 'n doel. Jy sal nie vrede hê as jou vrou nie vrede het nie. God sê in sy woord, hy sê 1 Petrus 3, hy sê, hierdeur moet julle vrede tussen God hê en julle moet julle vrouens
was met die woord, sodat julle gebede nie verhinder kan word nie. Jou naaste is jou vrou. Jou naaste, jou eerste ministry is jou vrou. Dis 'n ministry. Wat is 'n ministry? Nee, gee kos vir die armsaliges. Nee. Jy is getroud. Jou vrou is jou ministry. As jy kan kyk na daai mensie, kan God jou vertrou met 'n ander mensie. Moenie gaan manne, hoogs geïnspireerd en probeer die wêreld verander nie. Verander jou vrou. En in die restaurant raak dit weer hittig, Jannie. Jy weet daai wat jy die ding gelos het, die stof het gesak en dan iewes skielik kom hy warrelwind weer. En sy sê vir my, ek kan net nie verstaan dat jy so dom is. En toe sy sê ek is dom, toe staan my trotsheid op en dan staan daar kwaad in my op, my humeur staan op en nou eet ons albei hard. Die messe en die virke klink en ons die kos maak bitter en ek is nie meer lus om in die restaurant te wees nie. Ek wil net verdwyn. En ek sien my vrou staan op en sy sê, bring vir ons takeaway kappies. En sy skep die kos oor en ons is in die kar. En nou ry ons hoog gered. Kinders van God, maar so kwaad vir mekaar dat ons voel, ons kan mekaar op die ander kante van die wêreld wens. Wie was al daar gewees? Kyk, wie was al daar? En ons ry huis toe. En ek stap by die huis in. En ek stop en my vrou is in my eerste uit die kar uit. Sy kwaad. Sy is uit. Sy stap hard na die deur toe. Sy maak die deur oop en ek sit in die kar en ek voel soos 'n verlore, armsalige rot. In my geel karretjie. Die ding wat my soveel vreugde moes gebring het nou 'n kruis op my huis kom sit. Ek sê gou vir jou, daai ding wat jy jaag in jou lewe, wat jy dink gaan jou gelukkig maak. Hy gaan 'n kruis op jou kom sit, hy gaan jou 'n slaaf maak. Dis nie 'n kontrak of 'n kar, of 'n ander vrou, of 'n ander geld, of 'n ander werk wat jou gaan gelukkig maak nie. Jy moet tot vrede kom. En Johnny Lou is moeilik, en ek sit in die kar en ek klim uit, wat ek nie geweet het nie, is dat my tuinman het die fire door by die garage geverf. En jy weet wat gebeur as jy 'n fire door verf? Hy raak dikker. En my vrou het die deur redelik toegeslaan. En toe ek nou in die garage uitkom by die fire door, toe sit hy vas. En ek pluk aan die deur. En ek dog sy die deur gesluit. Maar nou sê die duiwel lieg vir jou. Sy's kwaad vir jou, sy het die deur gesluit, sy wil jou nie hier hê nie. Dis gedagtes wat in een oomblik deur jou kop gaan. En jy vergeet van jouself. En ewe skielik staan hier die 2 meter karoolam op, en ek pluk aan die deur, en my vrou pluk aan die deur in die binnekant. En ek dog die deur maak binnekant toe oop, en sy dog hy maak ook binnekant toe oop, maar aan die binnekant maak die deur na die ander kant toe, sy binnekant toe oop. En ek skree, en sy skree, en die volgende oomblik, toe ontplof het, hulle noem het, jou tor kom los. Jou moerestrip, die boude val, en daar gryp jy, en ek skouer hy deur, ek skouer hom met my volledige, al my rugby, malkrag, en ek skouer hom, boah, en hy deur vlieg oop, na die verkeerde kant toe. En hy slaat my vrou volle bors. En sy slaan reg agteroor en sy val bo die bank. En ek skrik myself uit daai oomblik van waan. Skrik ek wakker. En my vrou staan op. Ek sien die teleurstelling in haar gesig. En sy sê, jy en jou duiwels uit my huis uit. Jy, uit! En ek draai om.
En ek loop na die geel karretjie toe en ek klim in hom en ek ry. Kwaad vir myself, kwaad vir haar, kwaad vir die wêreld. En ek ry en ek gaan stop haar op 'n bult. En 100,000 gedagtes gaan deur my kop. Hoekom het ek die vrou getrou? Sy waardeer eers my ou karretjie nie. Sy is nie lief vir my nie. Want as sy lief is vir my, is sy lief is vir my ou karretjie. En ek sit daar. En ek wil nie met die Here praat nie. Jy sien, sulke tye wil jy nie met die Here praat nie. Want jy weet, jy's verkeerd. Jy weet. En toe sê ek, Here, Vader, praat met my. Hy sê, my seun, die wêreld gaan nou vir jou sê, of jy veg, of jy vlug, of jy gaan lê. Want die sielkundige sê moes vir jou, jy's in flight mode, of in hierdie mode, of jy's in daai mode. Ons hardloop na sielkundiges toe, en hulle gee nog vir ons 'n pilletjie om die ander mode te nam, sodat ons nie in die drive mode gaan, wanneer ons in die park mode moet wees nie. En ons vertrou alles. En ons maak ons besluite vinnig en gou, en die wêreld is gou. Nuwe selfoon, nuwe kar, nuwe alles, nuwe. As jy nie hou van 'n ding hier, dan ruil jy hom in. Dis net te maklik. Die Here sê, jou vrou is reg. Jy het nie met my of met haar daaroor gepraat nie. En die kar het nie 'n blessing nie. So of my seun, jy kan nou veg, hierdie ding beveg, met jou hier en met jou harregatheid, of jy kan jouself verneder. Of jy kan hardloop, weghardloop. Is maklik. Jy raak kwaad vir jou vrou, jy klim in jou kar en jy ry en jy gaan skiet 'n klomp bokke en jy kuier saam met jou pelle. Jy vlug of jy veg, of jy gaan lê. Jy weet hy stil gaan lê. Jy sê niksie, maar die honde en die voëls in die huis kan nie beweeg nie, want pappa lê. Die Here sê, of my seun, jy kan kniel, dat ek jou kan laat staan. Want hierdie is 'n toets, my kind. Jy moet kniel. En ek klim uit my geel karretjie uit en ek kniel en ek sê, Here, vergewe my. Ek is jammer, Here. Daar's 'n kontrak op my kar nou. Daar's 'n kontrak op my lewe en dit het 'n vrug in my huwelik kom inbring. Dit kweek vrees. Dit kweek pride. Dit kweek anger. Dit kweek shame. Dit kweek oordeel. Hy sê, verneder jouself. Jy is my kind. Die laaste sal eerste wees en die eerste laaste. Maak jouself laaste. Skryf vir jou vrou 'n brief. Jy stuur hom nie met 'n voice note om jou emosie te speel nie. Jy stuur hom, jy tik hom uit en dan lees jy hom vir my. Jy lees hom vir my, jou vader, en dan sal ek vir jou die vrede gee in jou hart, dat jy hom vir jou vrou stuur. Wanneer laas het jy gebid oor 'n WhatsApp wat jy stuur? Wanneer laas het jy gebid oor 'n antwoord wat jy haar gee? Want jy sien, my broers, hier lê die kraks in ons samelewing. Ons slaan ons vrouens en omdat hulle deel is van ons, slaan ons eintlik onsself. Hoe dom kan jy wees? Die pak slaap wat jy vir haar gee, gee jy vir jouself. Dis waarom manne so mislik raak. Dis waarom ouers huise uitmekaar uitbreek oor die feit dat jy slaan jouself as jy jou vrou slaan. Dis waarom dit so seer maak. Dis wat God beplan het toe hy gesê het julle moet een word. Skryf vir haar 'n lang WhatsApp. Ek lees dit uit na die Here toe en toe ek dit uitlees na die Here toe smel dit my hart. Want ek is vir die eerste keer kaal, eerlik.
En is nog in die ou WhatsApp tyd. Die ou WhatsApp tyd het jy nie nog 'n een merkie, 'n twee merkie gehad, en dan kan jy sien, hy's online, en jy weet daai goeters. Jy het die boodskap gelees, maar hoekom het jy nie geantwoord nie? Hou op dit doen, dames. Geef vir hom kans, laat hy die ding ordentlik lees. En ek stuur hom deur. En seker so 10 minute daarna, kom daar 'n boodskap deur. Wil julle weet wat is liefde? Weet julle wat is liefde? Die volgende woorde. Hallo my engel. Jy's reeds vergewe. Kom na jou huis toe. Jy is reeds vergewe. Kom na jou huis toe. Toe ons vanoggend die woord van God gelees het jy geluister, maar jy ook lekker geluister hier. Jy sien manne, ek behoort nie meer aan myself nie. Ek het nie meer die reg nie. Ek het nie meer 'n wil nie. Want weet jy wat? Daar was 'n datum wat ek my wil gekruisig het, en ek het hom oorgegee in die hande van Jesus Christus. Ek gesê het, Here, ek wil nie meer hierdie wil raakdra nie. Ek wil nie meer hierdie wil van trots en vrees en kwaad en seer dra nie, God. Ek wil nie meer hierdie wil van verslawing. Ek wil dit nie meer hê nie, my God. En toe sê hy, gee dit vir my, ek ruil dit. Ek het my wil opgegee. Want die woord van God sê dat die wil van die mens, die vlees, lei hom na die dood toe. Dit lei na destruction. Dit lei na tweespalt. Dit lei na diversie. Die wil van die mens. En dis waarom Jesus gesê het aan die kruis, Here, ek wil hulle nie lief hê met 'n emosionele liefde nie. Want ek weet hoe lief U hulle het. Maar nie my wil nie, my God. Nie my wil nie. Want my vlees sê, laat hierdie beker by my verbygaan. God sê, drink daai beker. Jy wil skoon bly, maar God sê, jy moet jouself vuil maak. Jannie, jy moet jou hande vuil maak, my broer. Jy moet gaan grawe aan daai strooi wat jy aangejaag het. Ons as manne, ons hart op weg, ons vlug of ons gaan lê. Maar dit stop hier. Dit stop hier in die naam van Jesus. Maar as iemand wat vir jou lief is, jou God in die hemel, hy het jou leraad toe. Ek kom by die huis aan. Ek sien my vrou se oë is heeltemal anders. Jy sien my God het sy gees. Die deposito van sy belofte. Die deposito van sy belofte is die gees van God. Hy het daai deposito as 'n belofte. Hy het gesê, luister baie mooi. Hy het gesê, ek stuur jou die belofte dat ek sal vir jou lief bly. Ek sal by jou bly, ek sal om jou wees, ek sal agter jou wees. En as bewys van my deposito, dat ek jou klaar gekoop het, dat ek betaal het, maar bewys daarvan, stuur ek jou die deposito van die Heilige Gees. En daai Heilige Gees sal jou dra in alles, wanneer jy moet antwoord, hoe jy moet antwoord, jou kind se lewe, jou finansies, hy sê ek wil deel wees daarvan, moet my nie uitsluit nie, want liefde sluit alles in. Hy sluit alles in. Hoekom skei julle God van julle lewens? Hoekom skei jy sekere gedagtes in jou kop van God en dan wil jy homself oorkom? Ek sê, Here, die karretjie kos nou duurder as wat ek gedink het. Die geel karretjie raak toe 'n burden. En ek bid, ek sê, Here, maak jy die las los.
Dankie Here dat U in my vrou 'n deposito gegee het van die Heilige Gees om my te kom reghelp. Want die Here het gesê jou vrou is jou helper, maar sy is ook jou reghelper. Sy is jou helper, maar sy is jou reghelper. Die oomblik wanneer jy jou reg om reg te wees opgee, dan daag die helper op. Die oomblik wanneer jy jou reg opgee om reg te wees, die oomblik wanneer jy jou reg opgee om harregat te wees, dan daag die helper op. Eerstens die Heilige Gees en tweedens die vrou van jou jeug, jou liefde. Hoor julle my? Ek moes daar deur gegaan het, Boes. Ek moes. Boetas, ek moes. Anders kan ek nie met jong manne praat oor huwelike. Ek kan hulle nie lei na daai plek toe en te sê, my broer, hier kom dit. As jong mense by my kom en sê ek vir hulle, bly julle saam. Ja, Jon, ek nou uit mekaar. Bly julle in een kamer, julle slaap nou van nou af in 2 kamers. Ja, maar Johnny, dit is, ek sê geen verskoning nie, as julle wil hê ek moet julle trou, dan volg julle die reëls, want ek is lief vir julle. Moenie die reël breek nie. Moenie die vrede klomp verstoor met jou eie wêreldsheid nie. Hy trek uit 2 kinders, daai aand bel hy my se kind vir my, Johnny. Ag, Johnny, ek voel soos 'n prinses. Ai. Michael het hier aangekom, hy het vir my koffie gebring in die bed vir die eerste keer in 3 jaar. Hy staan hier soos 'n klein hondjie. Hy vra maar of hy nie kan sit by haar in die kamer nie. Toe sê sy, ja, maar Jonna het gesê, 9 uur moet jy in jou kamer wees, sê ek in my kamer. En weet wat is lekker? As jy met 'n jong paartjie gaan staan voor die kansel, en ek kyk hulle en ek sê vir hulle, het jy jou belofte gehou aan Jesus? Het jy jou belofte gehou? En hy 2 kinders steek hulle hande so op en hulle sê, ja, Jonna, ons het ons belofte gehou. Ek is weer skoon voor my God. Ek gee my vanaand vir my man. Weet jy dan nie dat jy gekoop is nie? Weet jy nie dat jy betaal is nie? Julle wil 'n wêreld gaan verander, loop vertel hulle dit. Hou op Bybelse mense se gesigte druk. Hou op hulle slaan met die gospel. Die gospel is die goeie nuus. Weet jy nie dat jy vrygekoop is nie? Weet jy nie? My kindjie, weet jy nie dat jy vrygekoop is nie? Deur wie, papa? Deur koning Jesus. Hy het hel toe gegaan. Hy het jou gaan vrykoop. Hy het sy bloed, hy het dit getap. Hy het die oue gevat, hy het gebuig, hy het die vloek geraak, sodat ek en jy kan vry wees. Hoe durf jy vandag kom en sê, dis 'n keuse? As 'n wêreld wat daar buitekant is, Johannes 3 vers 16 sê, and God so loved the world that he gave his only begotten son, that whoever believes what? That the debt has been paid. That there's no more contracts on your life. That death was defeated and love is alive. As liefde jou nie laat reis nie, my broer, sal niks in jou lewe jou laat reis nie. En die Here kom vandag en hy sê, my kinders, daar's 'n harvest, daar's 'n oes daar buitekant. Daar's mense wat in gevangenis sit. Mense wat gelieg is voor. En al wat hy moet hoor is, weet jy nie dat jy vry is nie? Weet jy nie dat die skuld betaal is nie? Weet jy nie? Weet jy nie? Don't you know that the price has been paid? Papa regtig? Hy sê, ja my seun, ek het die kontrak in my hand. Daar's geen meer klem op jou lewe nie. Geen klem.
Ek sluit af. Ek sluit af. En dankie vir julle geduld. Ek sluit af. Daar's 'n boekie in die Bybel wat almal mislees. En dis die boek Filemon. En Filemon het 1 hoofstuk. En daarso skryf ou Paulus. Hy skryf 'n brief aan Timoteus. En hy sê Timoteus, daar was 'n ou by jou gewees. En sy naam was Onesimus. En toe hy daar by jou was, het hy jou bevark. Hy het jou geld gevat. En hy het onder die skuil van Christendom ingekom, maar hy het jou seer gemaak. Maar ek het hom hier by my gekry. In my boeie, in hierdie tronk, het ek vir Onesimus 'n pappa geraak. In hierdie tronk wat ons niks het nie. Ons het meiers en ou brood, en ou water. Hy sê hier het Onesimus die waarheid geleer dat Jesus Christus vir hom betaal het. Dat Jesus Christus hom liefhet. En dat Jesus Christus kom terug om sy besitting te kom haal. Hy sê ek weet, hy skuld jou geld. Maar nou dat hy getransformeer is, nou dat sy maskers af is, nou dat daar vrede tussen hom en God is, nou dat hy weet dat die testament van Jesus se bloed is daar, nou stuur ek hom terug na jou toe. En jy sal vind dat hy baie meer bruikbaar is wat hy was. Jy wil bruikbaar raak vir jou vrou, lê jou lewe neer. Jy wil bruikbaar raak vir jou gemeente, vir jou plekke, vir jou werk. Humble yourself. Gaan terug na daai plek waar jy verkeerd gedoen het. Gaan terug na daai plek met die liefde van die Vader. Paulus stuur Onesimus terug met die volheid, die waarheid in hom. En kyk gou wat sê Paulus. Kyk net gou en daarmee gaan ek afsluit. Ag Here, laat hierdie woord val in hulle. Ag asseblief my God. Asseblief my God. Asseblief my God. Paulus sê ek wil hom by my gehou het sodat hy my op in die boeie van die evangelie in jou plek kan dien. Ek het hom nodig. Maar sonder jou goedkeuring wou ek niks doen nie, sodat jou goedheid nie uit dwang sou wees nie. Het God jou uit dwang kom red of deur sy liefde? Deur sy liefde, manne. Jy kan nie uit dwang na die Here Jesus toe teruggaan nie, jy gaan uit sy liefde terug na hom toe. Deur die offer wat hy gemaak het, gaan jy terug. Hy sê Timoteus, luister, hy sê, maar sonder jou goedkeuring wou ek niks doen nie. Die Here sê vir my, sonder jou vrou se goedkeuring doen jy niks meer nie. Want miskien is hy op hierdie rede 'n tydjie van jou geskei, dat jy vir hom altyd kan besit. Nie meer as 'n slaaf nie. Ek stuur hom nie terug na jou toe as 'n slaaf nie, maar meer as 'n geliefde broer in die vlees, sowel as in die Here, veral in my, hoeveel te meer vir jou. Ek stuur hom terug na jou toe as 'n kind van God. Ek stuur hom terug na jou toe gevul met die waarheid. Ek stuur hom terug na jou toe sonder skuld. Dames, moenie weer jou man onder skuld sit nie. Hoor julle my? As jy my dan vir 'n metgesel hou, neem hom aan, net soos vir my. As jy hom kry, dan kry jy hom vir my. Dad Angus het eendag vir 'n ou gesê, I'm sending my son to you. En toe stuur hy my, ontvang die Vader soos wat jy die Seun ontvang, en ontvang die Seun soos wat jy die Vader ontvang. Hy sê, luister gou baie mooi, hier kom die woord. Maak oop jou hart.
En as hy jou benadeel het, of iets skuld, sit dit op my rekening. Ek sal jou betaal. Luister, my manne, my broers, luister. Jesus sê vandag, whatever jou laat sit, hang of wag, sit dit op my rekening, ek sal dit betaal. Sit dit op my rekening. Jou skaamte, sit dit op my rekening. Jou oordeel, sit dit op my rekening. Jou verwerping, jou seer, sit dit op my rekening, sodat jy kan vry wees. Die Here wil lewens verander vandag. Hy wil die skuld kom wegvat, hy wil die slawerny kom breek. Hy wil sê, weet julle dan nie, dat julle behoort aan my. Here, ek is nie meer myne nie. Ek behoort aan U. Jomien, my vroukie, behoort aan U, Here. Nie meer my wil nie, my God, maar U wil. Laat U liefde my ontvou. Die band kan kom. As jy vandag klaar is met vrees, as jy vandag klaar is met trots, as jy vandag klaar is met foute en skaamte, as jy vandag klaar is met jou eie wil, dan sê die Here, ek wil vandag vir jou koopbrief vir jou gee, dat jy van vandag af weet, jy behoort aan my, die skuld is betaal, en whatever nog kan kom, sal ek voor Pa staan, want my naam is Abba, my naam is Abba, my naam is Papa Vader, ek staan in proxy, ek staan vir die skuld van my kinders, vir nou en vir altyd. As jy vandag hier sit met skuld, en jy wil hê dit moet hier stop, ek wil jou vra, doen wat hierdie manne gedoen het hierdie hele naweek, en rise op jou voete, staan op, en kom hier na my toe, kom hier na toe, en kom ontvang die deposit toe, dat God jou vrygekoop het, en dat sy gees hier is vir jou. As iemand sit wat sê, Johnny, ek het nog nie, dan kom jy nou, dis jou tyd. As hier 'n vrou is wat sê, ek is moeg, ek is klaar, dan kom jy. Dis ons tyd. Weet jy nie dat ek jou vrygekoop het? As jy wil seker maak dat Jesus se handtekening op hy kontrak is, dan kom haal jou. Kom nader, kom. Kom my boetas, kom my sissies. Moenie laat die trots, moet laat niks jou meer terughou. Niks. Hier wag 'n bediening vir jou hiervoor. Hier wag 'n oorvloed vir jou hiervoor. Hier wag 'n nuwe begin. Daai seer, daai twyfel wat jy het, kom los hom hier. Kom, ons maak plek vir die mense. Kom. Ek het 2 claims to fame. 2 claims to fame wat ek het, my broers. En dit is dat ek 'n kind van God is. Ek is betaal. Ek is gebetaal. Hoor jy? Ek wag nie op die veiling nie. Ek is nie soos 'n skaap wat op pad is na 'n slagting toe nie. Die Here sê jy's op pad na 'n slagting toe. Die Here sê hy wil dit stop. Jy's my skaap, sê hy. Wie het jou gesteel? Wie lieg vir jou? Kom los hy leen vandag hierso. As jy met iemand vergewe, ons maak dit hier reg. Dis hier. Dis hoe Paulus sê vir Timoteus. Hy sê, sit dit op my rekening. Vandag sit God dit op. Hy sê, sit dit op my rekening. Hier's nog mense, kom.
Hierdie is nie 'n claim to fame nie. Hier is nog mense. My sissies, kom. Moenie laat die duiwel vir jou laat sit nie. Ons het helpers nodig. Ons het die reg helpers nodig. Ons het die sagtheid van ons vrouens nodig. Ons het God se hand in julle nodig. Ons manne val uit mekaar uit. Ons manne val. Maar die vrouens het hard geraak. Die vrouens het hard geraak. Weet jy nie jy's betaal? Dankie Here. Dankie Here, kom. Ons gee 'n kans. Dankie vir julle geduld. Nie laat een verlore gaan nie. Rise, staan op, sê die Here. Hy sê staan op, gaan terug na daai plek toe. Daar waar die vullis was. Hoor jy? Almal wil weghardloop na die skoon plekke toe. Almal wil weghardloop na die kerke toe. Die Here sê, the Lord says, go back to that place. Hoor jy my broer? Jy gaan terug na daai plek toe waar die modder op jou hande gekom het en jy gaan was hom daar af. Som daar af. Daar waar het vuil geraak het, my sussie, jy gaan terug soontoe. Hoor jy? Daai aand toe my vrou in die bed in my kamer instap en sy knie langs my bed en sy sê, ek is jammer. Ek sê, vir wat? Sy sê, ek het op die troon van jou hart geklim, maar Jesus moet daar wees. Vrouens, klim af van die troon van jou man se hart af, want dit is nie jou plek nie, dit is die plek vir koning Jesus Christus. Maak plek vir die koning. Rise and make space for the king. Rise and make space for the king. Jy moet rise, jy moet opstaan my broer en jy moet spasie maak in jou kop vir die koning. Dankie Here. Elke mens wat hier voor my staan, staan in sy eie behoefte. Jy staan hier so met jou eie en die Here ken jou hart. Voordat jy dit gesê het, het hy dit geweet. Voordat jy opgestaan het op hy stoel, voordat jy geraise het, het hy geweet, my kind gaan vandag rise vir my. Hy gaan hoor die goeie nuus van Jesus Christus. Hy gaan hoor, die skuld is betaal. Hy gaan hoor dat die skuldbrief uitgewis is. Hoor jy? En hy sê, rise, my seun. Waarvoor kruip julle weg? Hoor julle? Waarvoor kruip jy weg? Hoekom is jy skaam? Vandag stop het hier. Vandag oordeel God vir 'n finaal in jou lewe. Hy oordeel vrees. Vandag kom gee God bikarabel, responsibility terug vir jou. Dit wat by jou gesteel is. Bikarabel. Hy gee daai responsibility terug. Hy kom gee jou daai klomp, daai respek wat jy so lank wou gehad het. Die wêreld kan jou spoeg, maar God gaan vandag vir jou laat staan. Rise in sy respek. Hy sê, as hulle my stem hoor en hulle kom, sal ek hulle hoor en ek sal hulle genees. Ek sal hulle land genees. Ek sal hulle gesinne genees. Ek sal hulle gemoedere genees. Die eerste ding wat ek wil hê jy moet doen is sit jou hand op jou hart. Sit jou hand op jou hart. En dan sê jy net, Abba Vader, gee my die deposito van u gees. Die geskenk van u gees. Van u liefde. In my midde nou. Ek glo vandag dat Jesus die prys vir eens en vir altyd betaal het. Geen skuld, geen vrees, geen duiwelse magte. Daar waar die modder aan my hande was, word vandag gewas in die naam van Jesus. Ek vergewe myself. Ek vergewe myself. En ek neem u vergifnis in my in. Laat my staan. In Jesus naam. Vader, ek bid oor hierdie mense nou. Dat die losprys wat u betaal het,
die deposito van u gees nou oor elkeen van hulle kom. Die mense wat daar agter staan, rise, 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 ontvang, rise. Kom ons rise. Ons rise. Daar's 'n liedjie wat sê, voor u sal ek kniel, voor u sal ek val, net voor u sal ek staan. Die tyd het gekom dat ons met die waarheid loop. Die tyd het gekom dat jy in vergifnis loop. Die tyd het gekom dat jy sê ek is nie meer 'n slaaf nie. Almal hierso sê, ek is nie meer 'n slaaf nie. Sê dit almal, ek wil dit hoor. Ek is nie meer 'n slaaf nie. Ek is 'n kind van God. Gebetaal, uitgesoek, uitgesonder vir 'n tyd soos die. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Prys die Here. Jy's vergewe my suster, hoor jy? Hoor jy? Jy kan maar huis toe gaan. Hoor jy? Soos my vrou gesê het, jy's vergewe, jy kan maar huis toe gaan. Kom huis toe. Jy's vergewe, ek is lief vir jou, kom huis toe. Moenie laat enige ietsie, vandag wil ek hierdie woorde in jou hart plant, soos 'n sederboom. Elke keer wanneer die leuen by jou kom en sê, boe baba, dan sê jy vir hom, ek is vergewe, ek is geliefd, ek gaan huis toe. Jy gaan huis toe, hoor jy my? Jy gaan huis toe. En waar jy is, daar's 'n huis, want God, die Vader, is hier. Hoor jy? So gee jouself 'n drukkie, gee jouself 'n drukkie. Gee jouself 'n drukkie. Nee, maar gee 'n lekker drukkie. Gee 'n lekker drukkie. Here seën hierdie mense. Seën die woord. Maak dit toe, my God. Ek bid my Vader dat u die skuld wat u betaal het vir stikkende huwelike. Vandag is hy skuld betaal. Vandag is die vergewe daar. Gaan huis toe. Kom huis toe, sê die Here. Bring hulle huis toe. Bring hulle huis toe.